Goeiemôre Matrix. Ek hoop dit gaan nog baie goed met julle elkeen. Goed, mense, tydens vandag se les gaan ons 'n bietjie kyk na vraestel 1. Ek het al in die klas met julle 'n basiese uitleg bespreek oor die leesbegrip, die opsomming en die taalleer ter voorbereiding van die vraestel wat julle geskryf het in die eerste kwartaal. Maar ek wil hê jy moet nou mooi luister na 'n paar wenke vir vraestel 1. Baie belangrik, vir my Engelse woorde. As daar 'n Engelse woord in die teks staan en hulle vra vir jou haal aan, dan haal jy aan. Verder vertaal jy en dit geld nou vir vraestel 1 en 2. Skryf asseblief netjies en leesbaar. Onthou die reël by die gebruik van hoofletters. 'n Hoofletter staan net by 'n eienaam en by woorde wat aan die begin van 'n sin staan. As jy andersins 'n woord met 'n hoofletter skryf, veral as jy 'n frase moet aanhaal, dan is dit verkeerd. Goed, elke antwoord moet ontleed en beantwoord word binne die konteks van die vraag. So maak seker dat jy die teks verstaan en weet waaroor dit gaan en dat jou antwoord nie heeltemal niks te doen het met die teks nie. Kyk baie mooi, as jy iets moet aanhaal, moet dit 100% reg wees. Mense, leestekens, hoofletters, alles moet reg wees en jou aanhalingstekens moet daar wees. Die eerste antwoord word gemerk. As jy 'n lys goed skryf en hulle vra vir jou die eerste 2 en jy noem dalk 1 en dan net nommer 2 en 3 is reg, dan is net die 1 reg. Onthou, maak seker jy moet vinnig by die antwoord uitkom. Vir my is ook lang antwoorde wat so uitgerek is, moenie 'n paragraaf skryf as die ding net 1 punt tel nie. Een woord antwoorde moet reg uit die teks neergeskryf word en aanhalings. En dan kyk baie mooi na stapelvrae of multivlak vrae. Dit is vrae wat gewoonlik 2, 3 of 4 punte tel. Jy moet elke vraag duidelik in volgorde beantwoord. Jy kan bullets gebruik om dan jou vraag te beantwoord. En as jy dalk nie nommer 1 ken of die eerste gedeelte van die antwoord nie, los hom oop. En dan gaan jy aan na die volgende antwoorde. En maak seker dat die puntetoekenning die lengte van jou antwoord lei. Spelling is belangrik. Maak nie saak watter vraag sou dit is nie, dis belangrik. Moet geen vraag uitlaat nie. Mense, dit is nie 'n goeie idee nie. Raai dan net, skryf ietsie in. 90% van die tyd is jou antwoord wat jy raai reg. Maak seker jy volg die instruksies van die vraestel duidelik. Begin elke afdeling, onthou jy 3 afdelings. Afdeling A leesbegrip, afdeling B opsomming, afdeling C taalleer. Elke afdeling op 'n nuwe bladsy en trek 'n lyn na elke afdeling. Want jy moenie 'n lyn trek na elke vraag nie, maar net na elke afdeling. En kyk mooi dat jy vraestelle deurwerk. Dis altyd 'n lekker manier om bietjie bekend te raak met hoe vrae gevra word en hoe die vraestel lyk, sodat jy nie geskok is wanneer jy dan jou eindeksamen 'n vraestel kry nie. Mense, die nommer in die middelreël het ek nou nog glad nie by instruksies gevind nie. Ek voel dit merk moeiliker as iemand in die middel noemer en dit mors papier. So jy hoef nie in die middel te noemer nie. As jy dit wil doen en jy's gewoond daaraan, moenie jouself onder druk plaas en dit nou verander nie, maar dit is nie 'n reël of deel van die instruksies meer nie. Goed, leesbegrip. Nou, baie mense sê lees eers deur die teks, dan die vrae, dan die teks. In jou leestyd, die 10 minute wat jy kry voor jou vraestel, mag jy deur die leesbegrip lees. Veral as jy kan vinnig lees. Maar dit is baie belangrik dat jy die vraag gaan ontleed, veral die kernwoorde of die vraagwoorde. Ons gaan nou kyk na 'n hele lys vraagwoorde, want dit is baie belangrik. As jy nie presies weet wat hulle vra nie, dan kan jy nie by die antwoord uitkom nie. Goed, beantwoord altyd binne konteks, ek het dit al vir jou gesê. As hulle vir jou vra, stem jy saam of stem jy nie saam nie? Is dit geslaagd of nie? Dan gaan jy nou ja of nee sê. Maar jy moet 'n motivering gee. Jou ja of nee moet daar wees, plus jou motivering, maar jy kry net 'n punt vir jou motivering. Kyk baie mooi na die woordeskat. As jy dalk nie weet wat 'n woord beteken nie, of jy weet nie ietsie weet wat 'n woord in die teks beteken of in die vraag nie, kyk of jy dit kan aflei deur die woorde of sinne rondom die woord, of selfs die konteks waaroor die teks dan nou gaan en waarin die teks gebruik word. Kyk baie mooi na die verskil tussen 'n woord, 'n frase en 'n volsin. Nou 'n frase is net 'n paar woordjies sonder 'n gesegde, sonder 'n werkwoord, terwyl volsin 'n sin is met 'n gesegde. Ek het vir jou hierso uitgerad wenke wat werk, nou nog 'n paar riglyne en leidrade en wenke gegee vir jou leesbegrip. Jy kan bietjie daar deurlees, ek het van die goed reeds nou vir jou gesê. En kyk baie mooi mense na daai stapel vrae, dis altyd 'n uitvangplekkie.
Jy moet seker maak dat jy die verskil ken tussen die volgende goed. Hulle kan vir jou vra, deur middel van watter leestegniek het jy die antwoord gekry, dan kan dit vluglees of soeklees wees. Maak seker jy verstaan wat die woorde beteken, evalueer, kontrasteer, geïmpliseerde betekenis, denotasie, konnotasie. Ek het vir julle aantekeninge gegee oor kritiese taalbewustheid, so dit is daarin. En hier is 'n paar vraagwoorde wat bietjie moeilik is. Funksioneel, onthou die basis is funksie. Hulle kan vir jou vra, noem wat die funksie is. En dan in jou antwoord sê jy, die funksie van dit is om dit te bereik. Of effektiwiteit. Hulle kan vir jou vra, noem watter effek die gebruik van iets op die leser het, of noem die effektiwiteit van dit of dit. En dan in jou antwoord sê jy, die gebruik van, sê nou maar die styl, figuur, ironie is effektief, want dit heeft dan nou die verskille in van wat hy verwag het en wat gebeur het. Noodsaaklik, hulle kan vir jou vra waarom die gebruik van iets noodsaaklik is, en dan moet jy sê, dit is noodsaaklik, want dit help om dit of dit of dit te bewerkstellig. Nog 'n woord, of nog 'n paar woorde wat hulle gebruik is doeltreffend. Onthou doeltreffend, kan dan vir jou sê wat die doel is van, of waarom is hierdie gebruik doeltreffend? En dan in jou antwoord sê, dit word doeltreffend gebruik as dit aandag trek, of die leser oortuig, of oorreed. En onthou hierdie woord gebruik hulle baie keer by afdeling C, as dit daar kom by 'n advertensie, om dan nou die leser te oortuig, of te oorreed om die produk te koop. Jy kan daar kritiese kommentaar moet lewer oor die doeltreffendheid van iets. Al dan nie beteken of nie. So is dit doeltreffend of is dit nie? Dan noem jy waarom dit die doel bereik het en jy gee redes of waarom dit nie die doel bereik het nie. Onthou die woord onderskeidelik beteken in volgorde, né? Of jy verwys onderskeidelik, dan verwys jy eers na die een en dan na die ander. Hier is vir nog 'n paar voorbeelde, onthou weerspreek, dit gaan oor die teenoorgestelde, geloofwaardig, hou verband met betroubaar, kan jy dit glo? Nou die woord autentiek was so 2 jaar gelede matriekvraestel en die leerders het nie geweet wat dit beteken nie. So maak seker, autentiek beteken oorspronklik, né, korrek, akkuraat. Evalueer beteken eintlik maar net vorm opinie. Die wanopvatting, onthou wan beteken verkeerd, né, wanindruk. So as iemand 'n wanopvatting oor iets het, het hy die verkeerde idee. Dit was ook in die vraestel. As jy 'n afleiding moet maak, moet jy 'n oordeel vorm, jy moet jou eie opinie gee. 'n Aanname, is die aanname geregverdig? Is dit wat die persoon sê, of dit wat hy aanneem, of dit wat hy dink regverdig? Onthou, cliché is iets wat afgesaag is, almal weet dit nou maar. Dramatiese doelstelling, kyk hier na hierdie woorde. Dis om 'n spesifieke reaksie by die leser te ontlok. Hulle kan vir jou vra, wat is die dramatiese doelstelling van die groot prentjie? Dan gaan dit daaroor dat moet die leser se aandag trek. Wat is die gevolg van iets? Iets gebeur? Sê nou maar, jy doen nie huiswerk nie, wat is die gevolg? Jy kry 'n inskrywing, gelukkig nie nou meer nie. Goed, so dit gaan oor wat is die oorsaak of die resultaat. Herformuleer beteken vertel oor of skryf dit oor. Sintetiseer, jy moet dit saamvoeg, 'n opsomming gee. Parafraseer, in jou eie woorde skryf. Onthou verduidelik die samehang, né? Samehang, verband, ooreenkoms, hoe dit met mekaar verband hou, wat is dieselfde? En ons het dan gekyk na aanname. Hier is dan vir jou 'n tabel van nog 'n paar vraagwoorde en hierdie vraagwoorde gaan jou help. Mens as jy weet hoe om hierdie woorde te beantwoord, hoe om hierdie tipe vrae te beantwoord, kan dit jou in enige vak, in enige vraestel help. Goed, jy kan dit self gaan deurgaan, dan jou opsomming. Onthou, die opsomming hulle gaan altyd van jou verwag om dit in 'n paragraaf te beantwoord in 90 woorde. So kom ons kyk gou wat sê hulle. Lees die opdrag aandagtig en om vas te stel wat jy moet opsom. Onthou, dis baie belangrik. Gaan lees, wat moet jy opsom? Gaan lees daai vraag baie mooi deur. Goed, dan lees jy die leesstuk deur en dan kan jy hom 'n tweede keer deurlees. En jy hoef nie dit in 'n tabel te doen met woorde uit die teks, jou eie woorde nie. Jy kan sommer die woorde op die teks dan nou highlight of onderstreep en dan gaan skryf jy dit oor in jou eie woorde. Maak baie seker dat jy in volsinne skryf. Daar moet 7 feite wees in 90 woorde en maak seker dat jy onnodige beskrywings uitlaat. Dan, onthou die volgende, jy hoef nie 'n titel te gebruik nie. Mense, jy mors woorde, dis net in Engels, nie in Afrikaans wat 'n titel nodig is nie. Moenie inleidingssin skryf nie, begin dadelik met jou feite. Onthou, jy moet in jou eie woorde skryf, jy kan nie die woorde net so uit die teks aanhaal nie.
Nou kyk, 'n feit moet in 'n volledige sin gegee word, nie SMS taal nie. Sit jou lidwoorde daar, sit die daar en 'n daar, want dit is nog steeds belangrik, anders gaan die sin nie sin maak nie. Nou, baie belangrik, skryf die reëls vol, van kantlyn tot kantlyn. As jy dalk 'n spasie ooplaat, gaan hulle sê, dis nie meer 1 paragraaf nie, dis nou 2, so hulle raak baie keer moeilik. Skryf van kantlyn tot kantlyn. En maak seker jy die korrekte getal woorde aan. Mense moenie jok nie. As jy nou 95 woorde geskryf het, maak nie saak nie, skryf dit daar neer. Die mense gaan baie minder van jou hou as jy jok oor jou aantal woorde en hulle gaan strenger merk, as wat jy dalk 'n bietjie oor die woorde gaan, maar jy was eerlik. Dan sal hulle jou dalk nou nog bietjie tegemoet kom. Skryf jou finale opsomming baie netjies oor. Mense, jy moet jou beplanning met pen doodtrek. Onthou ek het gesê, jy mag net jou beplanning doodtrek sodra jou finaal 100% is. Goed, opsommings word nie in die direkte rede geskryf nie, jy skryf dit in die indirekte rede in die derde persoon, moenie afkortings gebruik nie. Onthou, as jy iets sê soos as gevolg van, is dit 3 woorde. So gebruik liewer 'n sinoniem wat net 1 woord is. Getalle van 0 tot 10 word in woorde geskryf, en dis belangrik sommer vir jou opstelle ook, en vanaf 11 in syfers. En jy kan die feite neerskryf in die volgorde waarin dit in die teks voorkom. Dit maak dit vir die merkers makliker. Dan afdeling C. Nou afdeling C, dis taalstrukture, maar dit bestaan uit vraag 3 wat gewoonlik 'n advertensie is, vraag 4 wat gewoonlik 'n strokiesprent is, en vraag 5 wat gewoonlik 'n artikel is. Nou by jou advertensie moet jy baie mooi gaan kyk na die volgende. Wat word geadverteer? Hoe weet jy dit? Wie is die teikenleser? Wat het die ontwerpers van die advertensie gedoen om seker te maak dat dit die teikenleser se aandag trek? Jy kyk na die uitleg, prentjies, lettertipes ensovoorts. Nou baie belangrik, watter tipe taal gebruik die ontwerpers en hoekom gebruik hulle hierdie woorde? Oortuig hierdie advertensie jou en hoe oortuig dit jou? En let op die gebruik van effektiewe leestekens. Nou in die voorbeeld wat ek vir jou daar sit, het wat ook uit 'n bron kom wat hulpbronne is, dan sien jy dit gaan, al woord wat daar staan is flatervry. Maar kom ons kyk gou, hulle sê daar, hulle kan vir jou vra, noem 'n voorbeeld van stereotypering, en dan gaan dit oor, die vrou se plek is in die kombuis. En dan kan hulle vir jou vra, lewer kritiese kommentaar oor die gepasheid van die foto. Dit gaan daaroor dat enige iemand kan bak, né? Dit lyk of die dogtertjie dit geniet. Al is sy klein, kan sy bak. Dan die woorde flatervry, né? Alliterasie is 'n voorbeeld van 'n klankeffek wat dan nou gebruik word as 'n advertentietechniek. Die slag, dis ook deel van die slagspreuk wat oorredingstaal is. 'n Belofte dat die baksel nie 'n mislukking sal wees nie, so dit ooreed jou om die produk te koop. Daar's 'n voorbeeld van die handelsmerk en die produk. So kyk baie mooi na voorbeelde van beeldspraak, stelfigure en klankeffekte wat ook as advertentietegnieke gebruik word om jou aandag te trek, want jy kan nie net sê dit word gebruik om jou aandag te trek nie. Ja, dit is so, maar hoekom? Jy moet verder sê om die leser te oortuig om die produk te koop. Dan by jou strokiesprente, kyk baie mooi na jou strokiesprent, wat is die doel daarvan, is dit ernstig, is dit humoristies, en dit hou verband met die toon, maar ook met die tema. Nou kyk vir my mooi na die liggaamstaal en die gesigsuitdrukkings. Ek het vir jou daai blokkie daar gesit. Gesigsuitdrukkings is hoe die mense se gesigte emosie uitdruk. Terwyl jou liggaamstaal is hoe jy beweeg, hoe jy staan of sit, en wat mense raak met hulle hande doen of wys. So kyk baie mooi, want dit is verskillende vrae wat hulle daaroor kan vra. Gaan kyk ook vir my na die lettertipe en die lettergrootte, net soos die voorbeeld wat ek vir jou gegee het. Sien julle daar waar dit so in hoofletters is, en skielik is dit hoofletters en in vetdruk. So dit sê vir jou dat die ou se woede toeneem, sommer met daardie bewegingslyne wat vir jou aandui dat hy skree. So kyk baie mooi na die rampies, en kyk mooi mense, hulle gaan die rampies vir jou nommer, dat jy na die vraag kyk en na die regte rampie verwys in jou vraag. Goed, dan jou taalleer is leerwerk. Ek het vir jou 'n tabel gegee wat 'n opsomming is van die taalleer, en hier word dit nou net vir jou uiteengesit soos wat dit in die KBV en die CAPS dokument voorkom. Gaan dit asseblief deur, maak 'n lys van die goed wat jy nie verstaan nie. Gaan kyk weer in jou taalleerskrif na die aantekening wat ek vir jou gegee het, of dan nou deur middel van WhatsApp gestuur het, en gaan maak asseblief 'n lys van dit wat jy nie verstaan nie. Dan e-pos jy dit vir my, sodat ek dit dan nou in 'n volgende les weer kan bespreek, en ons kan dit weer hersien. Want die kans is groot, as jy dit nie verstaan nie, is daar honderde mense
ander mense wat dit ook nie verstaan nie. So gaan asseblief deur hierdie lys en maak seker dat jy alles verstaan en vra oor elkeen van hierdie taalleer aspekte kan beantwoord. Hier is nou nog 'n paar. Verbindingswoorde in sin en paragrawe is baie belangrik. Verlede jaar was daar 'n vraag daaroor en dit het die mense bietjie uitgevang. Woorde soos eerstens, hulle vra dit so: wat is die funksie van die woord eerstens? En dan is die antwoord om kronologiese verloop aan te dui. Goed, so dit is baie, hulle vra dit vreemd. So kyk mooi dat jy hierdie verbindingswoorde verstaan. Kyk weer na jou leestekens, kritiese taalbewustheid. En dan Wenke het ek al vir jou gesê, moet nooit jou ooplaat nie, skenk aandag aan spelling, lesings en sinskonstruksie. Onthou ek het gesê die nommer in die middel is nie noodwendig meer van toepassing nie. Skryf altyd netjies en leesbaar. Trek 'n lyn na elke afdeling, begin elke afdeling op 'n nuwe bladsy. Iets wat nie staan nie wat jy asseblief moet onthou, is laat 'n reël oop na elke antwoord. Dit is baie belangrik. Reg mense, ek gaan vir jou vrae stel, stuur wat jy asseblief my moet beantwoord. Onthou die enigste manier om seker te maak dat jy die vraestel binne die gegee tyd gaan beantwoord is as jy oefen om dit binne 2 uur te beantwoord. So gee vir jouself so 2 uur tyd sonder onderbrekings, beantwoord die vraestel en dan merk jy dit deeglik aan die hand van die memorandum. Lekker naweek vir julle mense. Totsiens.